Ek lees in Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Ek gesels met jou vandag oor die begrip van nagmaal. Jy luister na Kort en Kragtig, en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Maandag het aangebreek, soos ons almal weet, as die genade van die Here met ons is, dan skyn die son weer die volgende dag en ook na 'n naweek. Ek gesels met jou vandag oor nagmaal met begrip, en soos wat ek in die inleiding gesê het, ek lees daar in Handelinge 2 vers 42, dat die apostels en die disippels, hulle het volhard in die leer van die apostels, in 'n gemeenskap met mekaar, in die breking van die brood, natuurlik die nagmaal, en dan ook in gebede. So ek wil 'n bietjie met jou vandag gesels oor nagmaal met begrip, en dan gaan ek Woensdag en Vrydag ook rondom die nagmaal gesels, en ek glo dit gaan vir jou tot insig wees, want dit is die gedagte, dat ons sal weet waaroor alles gaan, selfs die nagmaal, en dat ons dit met begrip sal hanteer. Ek lees gou vir jou 1 Korintiërs 11 vers 23, en natuurlik kan jy lees van vers 17 tot by vers 34, maar ek lees net vir jou van vers 23 tot 26, en dan natuurlik kan jy gaan lees in die evangelies, onder andere Matteus 26 vers 26 tot 29, maar kom ek lees gou vir jou, 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, sê Paulus, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. So vandag kyk ons 'n bietjie na 'n paar elemente van hierdie skrifgedeelte, sodat ons mooi begrip sal hê van die nagmaal, en dan brei ek verder daarop uit, dan Woensdag en Vrydag, ek raak so 'n bietjie 'n paar gedagtes aan, wat nie altyd aangeraak word nie, en ek glo dit gaan vir jou tot goeie begrip bring. Nou kom ons kyk gou eers, die wyn natuurlik is verteenwoordigend van Jesus se bloed, wat gekom het van die breking van sy liggaam aan die kruis, wat dan deur die brood verteenwoordig word. Nou die gedagte is nie dat ons sy bloed moet drink en sy vlees moet eet, wat in 'n mate kannibalisties is, en natuurlik teen die wet is nie, maar dat ons hierdie twee simbole sal neem om te verklaar, ons het deel aan Jesus, en ons is een met die hele evangelie, met die hele goeie nuusboodskap, en dat ons dit sal erken. As ons dit doen, dan erken ons die evangelie boodskap rondom Jesus Christus. Wat is die evangelie boodskap? Jesus het vlees geword. Hoe anders sou Jesus kruis toe gegaan het, Ons sê die evangelie is sy dood aan die kruis, as die offer vir ons sondes, en natuurlik sy opstanding uit die dood, en dat Jesus weer sal kom. Dit is in kort die evangelie van Jesus Christus. Daarom sê Paulus, wanneer ons dit doen, dan verkondig ons die dood van Jesus Christus. Jesus het mens gekom word, Jesus het gekom sterf aan die kruis vir hierdie doel, sodat die sonde van die mensdom weggeneem kan word. En dan die volgende twee skrifte som vir my hierdie gedagte baie mooi op. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hou maar hierdie skrifte net so in jou gedagtes, gaan lees dit 'n bietjie na, om hierdie begrip vir jou vas te maak. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, Jesus wat absoluut volmaak was, het God sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus het sonde vir ons geword, aan die kruis gesterf. Hoekom? Vir watter rede? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hoe word ons die geregtigheid van God in hom?
wanneer ons sonde vergewe word deur die bloed van Jesus Christus. 1 Korintiërs 10 vers 16, daarvan vers 1 tot 7, hy sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Hoor jy wat sê hy? Wanneer ons die nagmaal neem met ons gemeenskap met die bloed van Christus, die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie, nee? Omdat dit een brood is, ons vat een brood en ons breek dit, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Ons is nie deel van mekaar nie, maar ons is deel van die een, Jesus Christus. Dan sê Jesus en Paulus, hy herhaal dit, hy sê, doen dit tot my nagedagtenis. Dit beteken tot herinnering aan Jesus Christus en doen dit dikwels. Om tot jou gedagtenis, nee, 'n herinnering te bring wat Jesus gedoen het. Om tot herinnering te bring, jou gedagtenis, om in gedagtenis te bring, is om in tot herinnering te bring van wat Jesus gedoen het. Hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons dit gereeld doen? Hoekom moet ons dit dikwels doen? Sodat ons nie sal vergeet nie, en sodat ons nageslag nie sal vergeet nie, of dat Jesus se dood nie 'n storie word nie, nee. Dit moet eg en waarheid bly in ons harte. Die enigste manier hoe dit eg en hier voor in ons koppe gaan bly en voor in ons harte gaan bly, is wanneer ons dit gereeld sal doen. So wat is die herinnering? Matteus 26 vers 28. Dat Jesus Christus gekom het om ons sonde te vergewe. Jesus se bloed, soos wat die skrif sê, is die nuwe verbond met ons. 'n Verbond beteken dit is 'n formele, bindende ooreenkoms. Wat is hierdie formele, bindende ooreenkoms wat Jesus met ons aangegaan het? Hebreërs 9 vers 13. As die bloed van stiere en bokke van diere en die as van 'n vers wat die verontreinig besprinkel, heilig maak, die wat sondig is, nee, heilig maak, tot reiniging van die vlees. Hoeveel te meer, vra hy, sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dis God se verbond, God se blywende ewige verbond ooreenkoms met ons. Hy sal ons sonde wegneem. Nou die volgende gedagte is wat jy moet onthou. Daar is 'n geestelike krag agter die nagmaal. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Hy sê die baie bekende gedagte. Hy sê, weet julle nie dat julle tempel is van die Heilige Gees en dat julle aan God behoort nie, en dat julle aan die Heilige Gees behoort nie, want julle is duur gekoop. Hoe is julle duur gekoop? Deur die bloed van Jesus Christus. En dan moet ons God verheerlik in ons liggame en in ons gees, want ons behoort nou aan God. Jy weet, wanneer ons toetree tot die nagmaal, wanneer ons die nagmaal neem, is Heilige Gees, die Gees van Jesus Christus onder en tussen ons. Heilige Gees bring daar die oortuiging en herinnering en maak die simbole werklik en verstaanbaar en eg. En Heilige Gees bewerk daar die liefde vir Jesus Christus en daar die liefde vir mekaar as die liggaam van Jesus Christus. Nou kom daar 'n waarskuwing. Eet op 'n waardige wyse. Nou daarvoor moet jy 'n bietjie verder gaan lees in ons Korintiërs skrifte. Ons moet op 'n waardige wyse eet. Onder andere beteken dit, daar moenie verdeeldheid onder medegelowiges wees nie. Daarom sê hy, wag vir mekaar. Laat daar eenheid wees, laat daar orde wees. En dan natuurlik eet tuis, man. Daai honger te demp, sodat jy jou nie sal vergryp aan die nagmaal nie. En dan nuttig die nagmaal vir die doel waarvoor dit daar is. Daar moet altyd orde wees en daar moenie onderlinge strydlustigheid wees nie, want dit is om op 'n onwaardige wyse die nagmaal te geniet. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam van die bloed van die Here. Daarom moet ons die nagmaal van die Here ag as heilig.
Daarom moet ons as medebroers en susters in vrede en eenheid met mekaar lewe. Daarom moet daar orde wees, daarom moet ons vir mekaar wag, daar moet agting wees en 'n heilige agting ook vir die nagmaal. Want ons maak ons skuldig aan die bloed van die Here as ons dit op 'n ander manier doen. Wat is die ander manier? Wat gaan gebeur? Sodat ons nie oordeel oor onsself sal drink nie. Wat beteken dit? Lees 'n bietjie daar in Hebreërs 6 vers 6. Hy sê, ons kan nie iemand wat afvallig geword het weer tot bekering bring of te vernuwe nie. Hoekom nie? Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Wanneer ons die nagmaal minag, dan doen ons dit openlik voor ander en dan minag ons die werk wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het. Hebreërs 10 vers 29. Hy vra, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaak het. Kind van die Here, hierdie is 'n kortlikse begrip rondom die nagmaal. En ek wil hê ons moet Woensdag 'n bietjie verder kyk rondom die nagmaal en so ook Vrydag. En dan sal ons 'n baie mooi begrip en dan sal ons al hierdie klein detail mooier verstaan en dan sal ons weet om die nagmaal van die Here ook met heiligheid te nuttig wanneer ons dit sal doen.